Ons verwelkom ook al ons elektroniese erediensgangers by ons erediens vanoggend. Mag ons saam ook vandag die seën van die Here geniet. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige, barmhartige, liefdevolle God en hemelse Vader, voor die troon kom kniel ons vandag, met stille eerbied en ontzag. Ons wil aan U al die lof en die eer bring wat U tot in ewigheid toekom. En ons wil U dank vir al die seëninge wat U so in oorvloed uit genade elke dag vir ons skenk. Ons wil U aanbid as die enigste ware God, die koning van al die konings en die heerser oor al die heersers, die opperbevelvoerder van die groot heelal. Ons wil aan U die eer bring vir die verlossingswerk van Christus Jesus aan die kruis. Ons wil U prys vir U mag en majesteit. Ons wil U naam groot maak. Ons het soveel waardering, Vader, vir alles wat ons elke dag met gunstiglik uit U Vaderhand ontvang. En al sê ons nie elke keer daarvoor dankie nie, weet ons dat U ook weet hoe dankbaar ons is, omdat U ons gesindheid en ons harte deurgrond, omdat U ons bedoelings ken. Vader, ons wil vandag kom bid, dat elkeen van ons sal leer wat dit beteken om op U te vertrou. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, daar's een ding wat ons elkeen in ons lewe sommer van kleins af baie gou leer ken en ervaar. En dit is teleurstellings. Ons koester dikwels verwagtings en dink dat sekere goed op 'n sekere manier gaan werk en gaan afspeel, maar dan werk dit nie uit soos ons gedink het dit sou nie, of soos wat ons verwag het nie, en dan is ons teleurgestel. En ek wil jy nou uitnooi om die selfone uit te haal. Jy kan dit maar op silent sit, haal die selfone asseblief uit, ons gaan 'n sommetjie doen. Dan gaan jy in op die sompompie op jou selfoon, op die rekenaar. So as jy jou selfoon by jou het, haal hom uit en dan tik jy hierdie som in jou sompompie. 100 plus 130 maal met 5, en kyk watter antwoord kry jy. Onthou nou daai antwoord, hoor. Goed, nou gaan ons nog 'n sommetjie doen. Draai nou die 100 en die 130 om. Tik eers 130 plus 100 maal 5. Wat is die antwoord wat jy kry? Verskil die antwoorde. In die eerste geval is jou antwoord 750, is ek reg? In die tweede geval is jou antwoord 630. Is ek reg? Nou watter van hierdie twee antwoorde is nou die regte antwoord? Ons het presies dieselfde getalle, ons het dieselfde plus en vermenigvuldigingstekens, dieselfde is gelyk aan teken, en tog verskil die antwoorde. 'n Mens sou verwag dat wanneer jy met 'n rekenaar werk, wat baie slim is, en wat somme baie beter kan doen as wat ons dit in ons koppe kan doen meeste van die tyd,
Mens sou verwag dat hy vir jou daarom die regte antwoord elke keer moet gee. Het is nogal teleurstellend om te ontdek dat my selfoon se sompompie onakkuraat kan wees. En nou is die vraag, watter een van hierdie antwoorde is korrek? Is die eerste een korrek? Wie sê ja, die eerste een is korrek? Wie sê die tweede een is korrek? So, baie van julle sê albei is korrek. Lyk dit vir my. Ek dink albei is verkeerd. Want die antwoord is eintlik, as 'n mens daai sommetjie wil maak, 100 plus 130 is 230, en as jy dit met 5 maal, is jou antwoord 1150. So as 'n mens nou die stoele in die kerk wou tel, en jy kry 100 in hierdie blok, en 130 in daai blok, en jy weet die blokke is 5 keer dieselfde, dan gaan jy by die verkeerde antwoord uitkom as jy jou selfoon se rekenaar gebruik. Partykeer is 'n mens slimmer as wat jy dink. Dit hang af watter getalle jy bymekaar sit, en wanneer jy dit dan met 5 vermenigvuldig. Wat die rekenaar doen, is hy maal in die eerste geval die 130 met 5 en hy tel 100 by. In die tweede geval, maal hy 100 met 5 en hy tel 130 by. Ons doen eers die optelsom, en dan die vermenigvuldigsom, en so kom ons by die regte antwoord uit. So as jy nou met Excel werk byvoorbeeld, dan weet jy, jy moet die goed wat jy wil hy eerste moet doen, en saam moet doen, sit jy in hakies mos. Dit weet al die mense wat met Excel werk. En so kry jy dan die regte antwoord. Anders te gaan jy elke keer by verkeerde antwoorde uitkom. En dink nou net aan daai ouditeurs nagmerrie, wanneer jou boeke nie wil klop nie, omdat jy die hakies op die verkeerde plekke gesit het. En dan kry jy nie die punte op jou rapport wat jy verwag het jy sou kry nie, en dan is jy baie teleurgestel. Sien nie hoe maklik raak 'n mens teleurgestel. Dit net met 'n eenvoudige sompompie en 'n eenvoudige berekening. Vandag gaan ons na 'n paar skrifgedeeltes kyk, en al hierdie skrifgedeeltes het, soos die liedere wat ons gesing het, 'n bepaalde tema in gemeen. Kyk of jy die kompetisie kan wen. Die eerste is Psalm 119, ons gaan nie die hele Psalm lees nie, net die 116de vers. Laat my vas staan soos u beloof het, dat ek kan lewe, dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting. So die psalmdigter wil vas staan in sy geloof en in sy vertroue in die Here. En hy wil so leef dat hy nie 'n lewe leef wat vol teleurstellings is. Dat hy nie verwagtings koester wat nie uitkom soos wat hy dit verwag het. Dis wat hy in sy gebed van die Here vra. In Jesaja 20 vers 5 sê die Here vir sy volk, hulle wat op kus vertrou het en oor Egipte groot gepraat het, sal teleurgestel staan en bedroe daarvan afkom. Nou moet ons net die konteks en agtergrond van hierdie vers ken om te weet waaroor dit gaan. God kom deur Jesaja en hy sê vir die volk, hy gaan hulle straf oor hulle sondes en hulle gaan in ballingskap weggevoer word. En wat doen hulle? Hulle sê, ons gaan bondgenote kry by ander volke. Ons gaan na kus toe gaan, wat vandag Ethiopië is, en ons gaan na Egipte toe gaan, en ons gaan vir die koning Farao gaan vra, dat hy ons moet help, sodat wanneer hierdie vyhandige koning wat ons in ballingskap wil wegvoer naderkom, ons 'n groot leermag saam met hierdie ander ons kan hê, en dan gaan ons hom oorwin. Nou sê die Here vir hulle, as julle op daardie ander volke wil vertrou, dan sal julle teleurgestel staan, julle sal bedroe daarvan afkom, hulle sal julle nie kan help nie. Maar is nie net die ander volke wat hulle gaan teleurstel nie. In hoofstuk 42 vers 17 sê die Here ook vir hulle, die wat op afgode vertrou, wat vir beelde sê, julle is ons gode, sal op die vlug moet slaan, teleurgestel in hulle verwagting. So as hierdie ballingskap naderkom, help dit nie julle vertrou op ander volke nie,
Dit help ook nie julle vertrou op al julle afgode, op die beelde wat julle maak en hulle gode noem nie. Julle sal teleurgestel word in julle verwagting. En dan in hoofstuk 50 vers 7. Die Here my God, help my. En dis dan Jesaja wat dit sê. Ek sal nie teleurgestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet, ek sal nie in verleentheid kom nie. Jesaja weet, as hy op die Here vertrou, sal die Here hom help. Hy sal nie teleurgestel staan nie. Hy sal nie ontsteld word nie. Hy sal nie in die verleentheid kom nie. Dit was nou die Ou Testament. Nou gaan ons 'n bietjie na die Nuwe Testament toe. En ons gaan kyk in Romeine 9 wat Paulus daar skryf. Met die agtergrond van hierdie gedeelte is hy praat oor Israel, wat veronderstel is om God se verbondsvolk te wees, deur hom uitgekies te wees, en wat nou nie die verlossingsplan wat God in Jesus Christus gebring het en bewerkstellig het, wil aanvaar, sodat hulle gered en verlos kan word. Nou in daardie konteks skryf hy oor Israel. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Die vryspraak en die verlossing wat God vir hulle in gedagte het nie. Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle wou nie afhanklik wees van hulle geloof in Christus vir hulle verlossing nie. Hulle wil eerder hulle eie prestasies gebruik as 'n rede vir hulle verlossing. Hulle eie verdienste, die eie goeie dinge wat hulle self doen. Hulle gehoorsaamheid aan die wet wou hulle gebruik as 'n manier om verlos te word. Paulus sê hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvandaan geskrywe staan. Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. As jy in Jesus glo, en jy plaas jou vertroue vir jou vergifnis van jou sonde en jou verlossing in hom, dan sal jy nie teleurgestel word nie. Aan die ander kant, as jy dit nie wil doen nie, gaan hy juis die een wees wat jou laat struikel en val, en gaan jy wel beslis teleurgestel word. En dan in die volgende hoofstuk in vers 11 skryf Paulus, die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. So hy verwys weer terug na die Ou Testament en hy haal dit daaraan, presies dit wat hy nou net gesê het in hoofstuk 9, herhaal hy weer. En Petrus in sy brief verwys na hierdie selfde aanhaling. En hy skryf in hoofstuk 2 vers 6, daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel. Word nooit teleurgestel. Wat het al hierdie skrifgedeeltes en die liedere wat ons vandag gesing het in gemeen? Waaroor gaan dit? Wie op afgode, of op mense, of op dinge, of op enige iets anders vertrou, gaan teleurgestel word. En teleurstellings gaan deel van hulle lewe wees. So raak maar gewoon daaraan. Maar wie op God vertrou, of, dis nou in die Ou Testament gewees, nou in die Nuwe Testament, in Jesus glo, word nooit teleurgestel nie. Met ander woorde, as jy in Jesus glo, is dit dieselfde as om op God te vertrou, soos wat dit in die Ou Testament gewerk het. En dan sal jy nooit teleurgestel word nie. Nou het julle seker al begin wonder. Nooit teleurgestel nie? Dis 'n baie groot oorveralgemening. Nooit. Regtig? Mense hoor partykeer mense sê,
Ek vertrou so hard op die Here, maar ek of my geliefde wat met verslawing worstel, het alweer 'n terugval gehad. Ek is so teleurgesteld. Of ek vertrou so hard op die Here, maar ek of my geliefde word nie gesond nie. Ek is so teleurgesteld. Ons hoor ook, ek vertrou so hard op die Here, maar ek of my geliefde bly depressief. Ons bly neerslagtig. Ek is so teleurgesteld. Ek vertrou so hard op die Here, maar ek of my geliefde kry nêrens werk nie en die skuldeisers maak my mal. Ek is so teleurgesteld. Ek vertrou so hard op die Here, maar my kinders bly opstandig en ongehoorsaam. Ek is so teleurgesteld. Ek vertrou so hard op die Here, maar my ouers wil nie saam met my kerk toe gaan nie. Ek is so teleurgesteld. En so kan ons die lysie van teleurstellings wat ons in ons lewe ervaar al hoe langer maak. En dan wil 'n mens amper wonder of Petrus regtig reg was toe hy gesê het, die wat op Jesus vertrou, sal nooit teleurgestel word nie. Wie in Jesus glo, sal nooit teleurgestel word. Waarom dan nog steeds al hierdie teleurstellings? Ons was Woensdag op die begrafnis van een van die mees geliefde en bekende algemene praktisyns en huisdokters in die Valdriehoek, Dr. Rabie, Dr. Jean-Marie Rabie, se begrafnis. Sy het as kind 'n geweldige teleurstelling beleef. Sy was 'n pastoriedogter, wat beteken dat haar pa predikant was, en hulle sê mos die huis waarin 'n predikant bly is 'n pastorie. Waar dit vandaan kom, weet ek nie regtig nie, seker maar iets uit Nederland uit. Sy was 'n pastoriedogter gewees, en in 'n jong ouderdom het haar pa op die rotse gegly en geval, en so ernstig beseer geraak dat hy kwadripleeg geword het. Dat hy dus nie meer kon werk nie. Nou wat gebeur as 'n dominee nie meer kan werk nie, is hy en sy gesin moet uit die pastorie uittrek, want die nuwe dominee wat kan werk, moet mos nou in die pastorie kom bly. En uit die hart van die saak, as die dominee nie werk nie, is daar mos nou ook nie regtig inkomste nie, en is dit ook nou nie maklik om iewers blyplek te kry. En so het hulle dan nou as huisgesin met 'n pa in 'n rolstoel eintlik maar op straat beland. 'n Groot teleurstelling. 'n Mens sou dink, hulle moes tog op die Here vertrou het. Maar pa was mos 'n dominee. En hulle leer mos van kleins af wat dit beteken om die Here te ken en om op hom te vertrou en in Jesus te glo. Waarom dan hierdie teleurstelling? Moet 'n mens dit verstaan? Hoe maak jy sin daarvan? En van al hierdie ander dinge op die lys, en al die ander dinge wat 'n mens nog kan byvoeg uit jou eie verwysingsraamwerk, van al die goed waarmee jy worstel, die teleurstellings in jou lewe. Wat is die oplossing? Hoe moet ons dit verstaan? Party mense sê, verwag niks, dan kan jy nie teleurgestel word nie. En dis waar. As jy niks verwag nie, en jy kry niks nie, dan is daar niks om oor teleurgestel te voel nie. Hierdie sinnetjie impliseer eintlik, jy word teleurgestel omdat jy hoë verwagtinge het, jou verwagtinge is te hoog. Maak net jou verwagtinge laag, dan word jou teleurstellings ook laer en minder.
En al is dit waar, is dit daarom maar regtig onbevredigend. Iemand wat regtig 'n groot teleurstelling ervaar en beleef het, wil nie regtig voor gepreek word en hoor, maar dis omdat jou verwagtinge te hoog was dat jou teleurstelling nou so groot is. Dit help nie regtig. Dit los nie die probleem op nie. Mense sê partykeer ook, moenie verkeerde somme maak nie. Moenie die verkeerde goed by mekaar tel en met mekaar vermenigvuldig nie. En daarmee bedoel hulle, bly weg van drogredenasies af. Nou wat is 'n drogredenasie? 'n Drogredenasie is wanneer 'n mens op 'n verkeerde manier oor 'n ding dink. En dan maak dit in elk geval nie vir jou sin nie. En kry jy ook nie antwoorde daaroor nie. Soos om te vra, is groen rond of vierkantig? Dis 'n vraag wat gebaseer is op 'n drogredenasie. Want groen is 'n kleur, nie 'n vorm nie. En jy kan nie 'n antwoord op daai vraag kry nie. Want daar bestaan nie 'n antwoord op 'n drogredenasie. En daarom moet 'n mens, wanneer jy nadink oor jou teleurstellings, mooi gaan kyk, is daar nie dalk in jou manier waarop jy daaroor dink, een of ander drogredenasie teenwoordig nie. Ek wil weer teruggaan na my voorbeeld uit die lewe van Dr. Rabie. 'n Mens sou maklik vir God kon blameer en sê, dis God se skuld dat hulle nou op straat sit. Want hy moes gekeer het dat die ongeluk nie plaasvind en gebeur nie. Hy's mos almagtig. Hy kon mos 'n stokkie daarvoor steek. Hy kon mos verhoed en voorkom dat die ongeluk gebeur het. Dis sy skuld. En dis 'n drogredenasie. Want 'n ongeluk is 'n ongeluk. En 'n mens kan nie God blameer vir ongelukke wat mense maak. Mens kan hom nie verantwoordelik hou vir die foute wat ons maak. Dis nie sy skuld as ons sonde doen nie. Dis nie sy skuld as ek my motor stamp nie. Hy is nie daarvoor verantwoordelik nie. Mens moet mooi begryp waarvoor is God verantwoordelik en waarvoor is ek verantwoordelik. Om weg te bly van drogredenasies af en God verantwoordelik te hou en hom te beskuldig vir goed wat hy eintlik nie eers gedoen het nie. Koester verwagtings wat nie met God se plan, doel en wil ooreenstem. Met ander woorde, gaan dink weer 'n slag oor jou verwagtings. Moenie geen verwagtings koester sodat jy geen teleurstellings kan hê. Jy mag verwagtings koester. Jy mag verwagtings hê. Maar gaan dink 'n bietjie oor daai verwagting. Is dit in lyn met God se plan en doel vir jou lewe? As dit daarmee in lyn is en daarmee ooreenstem, dan is jou kans om teleurgestel te word eintlik baie skraal. En ek wil amper soos Petrus sê, jy sal dan nooit teleurgestel word nie. Fokus dus op verwagtings gekoppel aan God se beloftes. Wanneer jy nou wil bepaal wat is sy wil en plan en doel vir jou lewe. En daar is beloftes in sy woord, soos in Johannes 3 vers 16 wat ons baie goed ken. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis 'n wonderlike belofte. Johannes 6 vers 47 sê dit ook, dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En Johannes 5 vers 13, hierdie dinge skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Dis wonderlike beloftes in God se woord. En ek kan daarin vashou en ek kan my verwagtings daarin koppel. Dan sal ek nooit teleurgestel word. Dan sal ook 'n belofte soos 1 Johannes 1 vers 9, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe jou sondes en reinig jou van alle ongeregtigheid. Ook 'n wonderlike belofte.
As jy dit van die Here verwag, sal jy nooit teleurgestel word nie. Hy sal vir jou vergifnis gee, want hy beloof dit. En God kom sy beloftes altyd na. Jy kan maar daarvan seker wees. En dan 'n ding waarmee ons partykeer 'n bietjie sukkel. Moenie verwag dat God iets vir jou sal doen, wat hy jou in staat gestel het om self te kan doen. Partykeer is ons soos iemand wat op ons lazy boy rusbank agteroor sit en televisie kyk en moeg raak vir die storie wat op is en ons wil graag die kanaal verander. Maar nou lê die afstandbeheerder daar op die koffietafeltjie. En om by hom uit te kom, moet ek nou uit my lazy boy uit opstaan en ek moet na hom toe loop en ek moet die afstandbeheerder gaan vat en die knoppie druk sodat ek die kanaal kan verander. Dit is dan baie moeite om dit te doen. En daarom sal ek liewer voel, maar ek wil bid en vir Here vra, Here verander vir my asseblief hierdie televisie se kanaal nou van kanaal 1 na kanaal 2, want ek wil nou 'n bietjie iets anders kyk. Wie van u het dit al gebid en dit het gebeur? Verwag dat God jou televisie se kanale vir jou moet verander. En dan teleurgestel geraak en sê, God bestaan nie. Hy wil nie vir my die televisie se kanaal verander nie, of hy kan dit nie doen nie, en daarom help dit nie om in hom te glo nie, want ek baat niks daarby nie. Hoor u die drog in hierdie drogredenasie? God het jou mos in staat gestel om te kan opstaan en die afstandbeheerder te kan optel en die knoppie te kan druk. Hoekom sal hy dit vir jou doen? Hy het mos reeds vir jou alles gedoen, sodat jy dit kan doen. God sal nie iets vir jou doen, wat hy jou in staat gestel het, sodat jy dit self kan doen. Dis nie hoe God werk nie. Wat moet ek ook in gedagte hou? Jesaja 55 vers 8 en 9 wat sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Daar's baie goed in die lewe wat ons nie verstaan. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13 ook, dat ons in 'n dowwe spieël kyk en 'n raaiselagtige beeld sien. Ons begryp nie alles nie. Paulus skryf oor die Heilige Gees, dat hy die geheimenisse van God deurgrond. Nou, hoekom sal dit vir hom nodig wees om dit te doen, as hy dit geken het? As hy ondersoek instel oor die geheimenisse van God, hoeveel te meer gaan ons dit nie kan verstaan, gaan ons dit nie kan begryp nie. Partykeer boelie ons breine in 'n poging om iets te verstaan wat bo ons vuurmaakplek is. Soos om te verstaan waarom die ongeluk met Dr. Rabie se pa gebeur het. Ons moet ook besef dat God soveel groter is as ons. Dat hy die Here, die Almagtige is. Hy is nie 'n slaaf in ons diens nie. Hy hoef nie te spring as ons hom hiet en gebied nie. As ons vingers klap, moet hy net doen wat ons sê nie. Tog is daar mense wat in hulle gebede niks anders doen as om vir God 'n klomp opdragte te gee nie. Bevele wat hy moet gehoorsaam. En dan noem hulle dit powerful prayer. Kragtige gebed. Want jy draai God se arm, sodat hy doen wat jy wil hê hy moet doen. Dis weer 'n drogredenasie, wat nie regtig verstaan wie God is nie, en ook nie verstaan wie ons is nie. God hoef nie te doen wat ons wil hê hy moet doen nie. En as ons teleurgestel is omdat hy nie 'n slaaf in ons diens is nie, dan is dit eintlik God so. Dan moet jy teleurgestel wees, want dan het jy regtig die verkeerde verwagting van God. Dan gaan jy nie kry wat jy verwag nie. Wat is die boodskap vir ons?
Mense verkeer dikwels onder die wanindruk dat teksverse in die Bybel towerspreuke is. Vat 'n teksvers sommer so buite sy konteks uit. Bou hulle hele lewe en hulle hele teologie en hulle hele leerstellings oor hulle denke oor God op daai teksvers. Jy op die Here vertrou sal nooit teleurgestel word. En dit word dan amper soos 'n towerspreek wat as dit ware amper so uit die Harry Potter boeke net so uitkom. Al wat jy nog mis is daai towerstafie. Daai teksvers word dan jou towerstafie. Sodat dinge moet gebeur soos wat jy gesê het dit moet gebeur. Of moet wees soos wat jy dink dit is. As dit die geval is, dan gaan jy teleurgestel word. Wanneer mense en wanneer God nie aan mense se skeefgetrekte verwagtinge voldoen nie, dan verlaat hulle hom in sy kerk so maklik. Hulle besef nie die probleem lê nie by God nie. Dit lê by hulle self. En by hulle verwagtinge wat hulle koester. Hulle manier van dink oor wie God is en oor wie hulle dink hulle is. En wat sê die Engelse spreekwoord, spiteful people spite themselves. Vir wie spyt hulle wanneer hulle dit doen? Net hulle self. Hulle mis uit op soveel vreugde en vrede en vergifnis en gemoedskalmte en blydskap wat hulle kon ervaar in 'n verhouding met die almagtige God. Net omdat hulle sterte gewip het, omdat hy nie wil spring as hulle vingers klap nie. Gelowiges daarenteen wat hulle verwagtinge in ooreenstemming bring met God se wil, plan, doel en beloftes, sal nie teleurgestel word nie. Weet jy wat was die resultaat van daardie ongeluk van Dr. Jean-Marie Rabie se pa? Noodgedwonge is hulle nou uit die pastorie uit en op straat, nou moet hulle inkome kry. En so gebeur dit, glo ek, deur die voorsienigheid van God en die beskikkende genade van ons hemelse Vader, dat haar ma werk kry as 'n koshuismoeder by die Universiteit van Stellenbosch. Hoekom is dit so wonderlik? Behalwe dat hulle nou 'n dak oor hulle koppe het en dat hulle kos op hulle tafels het, is daar ook 'n voordeel vir mense wat vir die universiteit werk. 'n Beursvoordeel, sodat hulle kinders gratis kan studeer. Ek dink, persoonlik, dis my opinie, dat sy nooit 'n dokter sou word, as dit nie vir daai ongeluk was nie. Want heel waarskynlik sou haar ouers nie die fondse beskikbaar gehad het, om al hulle kinders op universiteit te laat studeer. Dis deur God se genade, dat dinge so uitgewerk het, dat sy kon gaan studeer, dat sy 'n dokter kon word, en dat sy vir so baie van ons lewensreddend kon help, kon omgee, kon lief hê. 'n groot teleurstelling het dalk 'n ander plan en doel in die oog, as wat ons op daai oomblik kan begryp, kan verstaan, of kan insien. Eers op haar begrafnis, wanneer haar huldeblyk deur haar seun gedoen word, val hierdie legkaartstukkies in mekaar, en sien 'n mens raak, hoe dat God daai teleurstelling gebruik het in 'n geleentheid. 'n
'n geleentheid wat mense se lewens kon aanraak en kon verander. Duisende mense. En daarom wil ek jy uitnooi om saam met my van hier af vorentoe op reis te gaan met God. Om werklik op hom te vertrou. Om nie deur ons teleurstellings as het ware platgevee te word nie. Maar te besef dat teleurstellings partykeer ook nodig is. Sodat ons by 'n groter plan en 'n groter doel kan uitkom. 'n Opwindende avontuur. Om te weet, die wat op die Here vertrou, die wat in Jesus glo, sal nooit teleurgestel word nie. Hulle sonde sal vergewe word. Hulle sal die ewige lewe kry. En dit is tog die belangrikste van alles. Mag ons Hemelse Vader ten spyte van die teleurstellings wat ons ervaar, van ons leer wat dit beteken, om werklik op hom te vertrou, om aan Jesus te glo. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef dat teleurstellings deel van ons lewe is. En meestal ervaar ons dit wanneer ons op mense of dinge of selfs afgode vertrou. Dankie dat ons die beloftes in U woord kan hê. Beloftes wat U gemaak het. Wat ons vir onsself ook kan toeëien. En dat ons kan weet, as ons verwagtings dienooreenkomstig instel, dat ons nooit, ooit teleurgestel sal word nie. Vader, ons kry dikwels hier op aarde seer as gevolg van teleurstellings. Dit neem partykeer ons lewensvreugde van ons al weg. Die meeste van die tyd is dit dalk omdat ons met drogredenasies besig is. Omdat ons verkeerde somme maak. Daarom kom bid ons Here dat U vir ons asseblief die wysheid moet gee om reg te dink oor U, oor onsself en oor ons lewe. Gee vir ons die wysheid, Vader, om op U te vertrou, om aan Christus te glo, want dan sal ons nooit teleurgestel word nie. Dankie Here dat U altyd ook U plan en U doel verwesenlik. Al gebeur dit ten spyte van ongelukke, ten spyte van aaklige dinge wat ons tref. Baie keer bring ons dit oor onsself. Maar dat U uiteindelik uitkom by die beste bestemming vir ons, wat U vir ons in gedagte het. Daarom loof ons U, Vader, vir elkeen van ons se lewens. Elkeen van ons wat hierna kyk en luister en ook in hierdie erediens is. Dankie dat ons deur ons lewens, deur die foute wat ons maak, deur die mislukkings wat ons ervaar, deur die teleurstellings op ons pad, lesse kan leer. En dat ons beter aan die ander kant kan uitkom. Vader, ek bid vir elkeen wat siek is in die hospitale en tuis. Ek bid vir elkeen wat eensaam voel en alleen is. Ek bid vir elkeen wat werk soek en nie kan kry nie. Ons bid vir die boere dat hulle goeie oeste sal oplewer.
Ons bid vir sakemanne wat probeer om naglike ekonomiese omstandighede kop bo water te kan hou. Ons bid vir groot fabrieke en besighede wat deur soveel personeelskommelinge en dinge gaan, wat op die rand van bankrotskap moet funksioneer. Ons bid dan ook vir ons land en ons volk en ons ekonomie. Ons bid vir wysheid vir ons regerders. Ons bid ook vir vrede in die wêreld. Ons vra dat U ook die wêreldleiers sal toerus, dat hulle nie net so maklik sal praat sonder om te dink nie, sonder om te besef wat die uitwerking van hulle woorde is nie. Gee dat hulle nie magsbehept sal raak nie, geldgierig sal wees en korrupsie en bedrog pleeg nie, maar dat hulle werk sal doen soos U dit van hulle verlang. Vader, ons bid vir ons kerkraadsvergadering vanaand. U weet dat dit die belangrikste vergadering elke keer van die jaar ook is. En ons wil vra dat U ook vir ons wysheid sal gee om die regte besluite te neem. Seën ook volgende naweek se verrigtinge met ons kerkgebou se kwart-eeu fees pitbraai wat ons wil hou, tydens ons gemeente se verjaarsdagvieringe. Here, dat dit ook 'n sukses sal wees tot U eer. Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam kan bid. Dat ons kan weet dat ons nie in ons verwagtinge wat ons in U gestel het ook in hierdie gebed teleurgestel sal word nie. Ons loof U daarvoor. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers. En daarna gaan ons afsluit met lied 163.